Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 20ste Oktober 2025. Ek hoop julle het 'n lekker week. Met alles wat voorlê, mag dit vir julle 'n week wees waarin die Heilige Gees julle sommer net lekker lei met die besluite en die keuses ook wat julle moet maak. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons is nog steeds in dankbaarheidsmaand waar ons maar net vir U vir alles wil kom dankie sê. Dankie Here dat ons vanoggend kon opstaan. Baie dankie dat ons die geleentheid het om ook ons brood en botter te verdien hierdie week. Dankie dat ons inderdaad krag het. Dankie dat ons kan sien, kan vat, kan hoor. Here, smaak en hê, kan stap. Here, alles wat daarmee gepaard gaan. Baie dankie wat ons so uit die Vaderhand ontvang. Dankie dat U ook so by ons is. Here, wees ook so in hierdie week met ons, 'n wonderlike week wat U vir ons toegevoeg het. En help ook vir ons en lei vir ons met wysheid met al ons besluite en uitdagings wat daar is. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, Paulus gaan natuurlik nou aan, soos ons nou weet, is dit 'n brief aan die Efesiërs, maar ook 'n omsendbrief vir die groter Turkye area, Klein-Asië, dan nou vandag Turkye inderdaad. En dan kom praat hy 'n bietjie oor met hierdie ouens wat ons nou uit die heidendom uitkom en nou Christene geword het, en dit het ons nou eergister 'n bietjie by stil gestaan, waar hy vir hulle gesê het, hoor die breek met die ou sondige mense, julle wat die sondige begeertes verteer word, wat hulle bring dit mos nou uit hierdie afgodedom uit, né? So hy praat 'n bietjie met hulle, en dan het ons gister by stil gestaan, waar ons gesê dit, nou dat julle, ek sien tot vriende, nou dat julle die valsheid afgelê het, met julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. So, nou kom Paulus, en hy kom sê vir die hoor hierso, en dit is hoe julle moet leef. Julle moet kyk hoe jy met julle leef. Julle het uit die heidendom uitgekom, julle het Jesus Christus aangeneem, julle het begin kyk dat julle nie meer aan daai sondes in daai sondes verval wat julle verval het toe julle nog die afgodedom aanbid het nie. Hy kom sê hierso in vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So hy kom nou en hy kom pak uit wat hy bedoel. Wat bedoel hy so dat ons dat hulle gedagtes moet nuut word, dat hulle nuwe mense moet word, wat uit die beeld van God geskep is, wat volkome volgens die wil van God moet lewe en heilig wees. En toe het ons stil gestaan, toe sê ons, gister het ons gesê, maar een van daai, hoe ons moet lyk, hoe ons moet nuut word, hoe ons moet lewe as nuwe mense, wat uit die beeld van God geskep is, wat lewe volgens die wil van God en heilig lewe, begin ons mee om te sê, jy moet vir die waarheid praat. Dis wat hy sê in vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. En nou die volgende vers, kom pak verder en sê hy, as julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Ek gaan net by hierdie vers stil staan, vriende, want dit is so 'n baie belangrike vers ook hierdie. So, ons hele nuwe lewe word nou, soos die Engelsman sê, geshape, gevorm. Wat ek kom sê, is die riglyne van hoe iemand lyk wat aan die beeld van God geskep is, iemand wat volgens die wil van God lewe en wat heilig is. Nommer 1, praat jy die waarheid. Nommer 2, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Nou, vriende, ons het al in Spreuke baie keer ook daaroor met mekaar gepraat, né? Ek en jy kan niks doen wanneer ek en jy kwaad raak nie, né? Iets irriteer jou, iets maak jou kwaad, en jy beleef dit. Ek bedoel, dit is hier binne in jou, en jy voel mos sommer so die bloedstoot hier so op, en ou mense het mos gesê, jou bloedstoot bo oor jou brein, en dan dink jy nie meer nie, net. Dit is mos so 'n ou gesegde van ons ouer mense gewees, né? So, ek en jy, liewe vriende, kan niks doen met dit wat met ons gebeur nie. So, as ek en jy kwaad raak, as gevolg van die een of ander eksterne ding wat op jou instel, 'n kollega wat jou kwaad maak, 'n kind wat jou kwaad maak, 'n situasie wat onsaglik jou frustreer, of die regering wat jou kwaad maak, of wat ook al, jy kan niks doen met daai kwaadheid. Nee? Dit is daar, jy voel dit, jy beleef dit, maar dan kom sê hy baie, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En wat bedoel hy daarmee? So wanneer ek en jy hierdie belewing het, wanneer ek en jy voel jou man of jou vrou maak jy kwaad, wanneer ek en jy voel dat ons kinders maak ons kwaad, wanneer ons voel dat jou werkgewer maak jou kwaad, wanneer jy voel dat 'n kollega het nou goed gesê wat hy glad nie moet sê nie, want jy raak nou die duiwel in vir hom.
Kom sê Paulus net vir ons, baie duidelik, moenie sondig nie. So as jy kwaad raak, jy kan kwaad raak. Ons gaan heel moontlik in ons lewe kwaad raak, maar moet dan nie sondig nie. So, hoe ek en jy reageer op hierdie kwaad word, is crucial. Hoe ek en jy inderdaad aan ons uitleef en uitspreek teenoor die ander persoon, dis crucial. In daai manier in ons gedrag daar, moenie sondig nie, kom sê Paulus, né? En dit is verskriklik belangrik, vriende, want baie keer wil ons reageer, ons is mos nou maar net mense, baie keer wil ons reageer, die uit ons kwaad gemaakte situasie. Paulus sê, as jy kwaad raak, moenie sondig nie, moenie sondig nie. So kyk baie mooi na jouself wat jy nie sondig nie. En dan gaan hy aan en sê hy die volgende, hy sê, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Dit is baie wyse raad, né? Moenie 'n dag kwaad afsluit, want hy sê, moenie die duiwel vat kans gee nie, want hy sê, wanneer ons 'n dag kwaad afsluit, dan sit hierdie goed hier binne ons, sit hier binne in ons, né? En as jy nou agterkom, jy kon dit nie met die kollega met jou man of vrou gaan uitsorteer. Jy gaan dan en daar gaan sit in jou kar of gaan sit waar en sit hierdie frustrasie wat jy het, hierdie kwaad word wat jy het, gaan lê dit vir God en sê, Here, ek kom vra vir U en pleit by U, Heilige Gees, kom maak my gedagtes nuut, kom verander my denke sodat ek U wil kan doen, wat Paulus vir ons in Romeine 12 sê, né? Here, ek is geskep as 'n nuwe wese. Here, ek het tog geskep na U beeld, Here. Ek is nou 'n nuwe mens, Here. Ek wil 'n volkomme lewe volgens U wil, Here. Ek wil heilig wees. Here, en hier sien ek kwaadheid. Dit gryp my in my nek. U weet wat daai gedoen het. U weet wat daai vrou gedoen het. U weet hulle my te na gekom. Ek sit met hierdie woede binne my, Here. Ek kan nie, Here, help my. En vriende, die Here help jou wanneer ons na hom toe gaan. En dit is wat Paulus ook probeer sê. Hy sê, moenie dat hierdie kwaadheid so in jou sit nie. Hy sê, want dan gee jy die duiwel vatkans. Hy gee die duiwel vatkans, want dan as daar nog een klein dingetjie gebeur, dis gewoonlik wat die prop afkom en dan vang ek en jy strooi aan. Hè. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vatkans gee nie. Kom sê Paulus vir hierdie mense in Efese, in Klein-Asië, Turkye is vandag, en hy kom sê dit ook vir jou en vir my in die jaar 2025. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.